Vriende, baie welkom by ons diens. Kom ons sit net so en dan maak ons harte stil. Here, dankie weer eens dat ons U woord in ons midde het en die voorreg wat ons het om gered te kan wees en te kan luister na U kosbare woord. Dankie Here dat U woord die waarheid is, dat dit 'n lamp is vir ons voet, dat dit ons pad vir ons verlig en ons voete rig. Sal U vanmôre vir ons kom help, Here, om te luister, maak ons harte oop, maak ons geestelike oë oop en help ons om te sien. Seën U woord vanmôre in ons midde. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, in die vorige boodskap het ons klaar gemaak met die 3 hoofstuk gedeelte wat strek vanaf Jesaja 56 tot en met Jesaja 58 en ons het baie duidelik die verskil gesien tussen ware en valse aanbidding. Voordat ons aanbeweeg na Jesaja 59 wil ek net graag die hele vraagstuk rondom die Sabbat in meer diepte hanteer. Ek het in vorige boodskappe ligtelik daaraan geraak, maar ek wil dit 'n bietjie uitmekaar uithaal vir ons vanmôre, dit soos die Engelse sê unpack, sodat ons hierdie vir eens en vir altyd in die bed kan sit en kan verstaan wat is die rol van die Sabbat gewees in die Ou Testament en hoe pas dit vir ons in die Nuwe Testament. In die afgelope paar jaar is daar 'n geweldige fokus op die onderhouding van die Sabbat of dan die Shabbat, soos dit deur die voorstanders van hierdie gebruik genoem word. Dit as gevolg van die sterk beweging in sekere geestelike kringe terug na die Ou Testamentiese Joodse gebruike. Een van hierdie groepe wat baie sterk figureer is die sogenaamde Hebrew Roots Movement. En baie klem word daarop gelê dat ons in die Nuwe Testament die Sabbat moet onderhou op die 7de dag. Klem word ook gelê op die Joodse feeste en daar word baie druk op baie Nuwe Testamentiese Christene gelê om te beweeg weg van die Sondagaanbidding terug na die Saterdagaanbidding soos wat die Jode dit in die Ou Testament gedoen het. Nou, aan die einde van hoofstuk 58 in Jesaja word die onderhouding van die Sabbat voorgehou as 'n deel van ware aanbidding teenoor God. En dit maak sin in die konteks van die Ou Testament vir God se volk. Ek het doelbewus in die vorige boodskap nie daardie laaste 2 verse hanteer nie, omdat ek dit as 'n aparte boodskap wou hanteer, sodat ons in diepte daarna kan kyk. So kom ons lees dus hier die laaste 2 verse saam. As jy 'n Bybel het, blaai saam met my soontoe. Jesaja 58, die laaste 2 verse, vers 13 en vers 14. Vers 13 lees as volg: As jy jou voet terughou van die Sabbat om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat 'n verlustiging noem en die heilige dag van die Here hoog hou, en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie geleentheid vir jou sake soek of ydelle taal spreek nie, dan sal jy jou verlustig in die Here, en ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde, en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, want die mond van die Here het dit gespreek. Nou vriende, van die belangrike dinge wat ons as studente van God se woord in ag moet neem, wanneer ons oor hierdie tipe van onderwerpe praat, is die volgende. Wat in die Ou Testament is letterlik net so van toepassing op die kerk van die Nuwe Testament en wat nie? Is dit die letter van die wet of die gees van die wet wat ons moet verstaan en of oordra? Is dit wat ons van lees in die Ou Testament miskien net 'n patroon, 'n vorm of 'n voorafskadu, wat dui op iets wat sou kom in die Nuwe Testament en in die Nuwe Testament vervul sal word? Die Sabbat val in een van hierdie kategorieë. Nou vir hierdie boodskap maak ek weer sterk staat op die werk wat oorlede professor Johan Malan gedoen het. Hy het 'n baie logiese en 'n baie duidelike artikel hieroor geskryf, hoogs verstaanbaar, maklik om te lees, terwyl hy nog met ons was, en dit is 'n werk waarop ek nie kan hoop om te verbeter nie. Die vraag waarna ons dus vanmôre moet kyk is die volgende: Moet ons as bloedgewaste kinders van die Here in die Nuwe Testament, die disippels van ons Here Jesus, die lede van sy liggaam, die bruid van die Here, die Nuwe Testamentiese kerk,
moet ons die Sabbat onderhou op die 7de dag, die Saterdag van ons Romeinse week, of, dis nou volgens die Joodse gebruik, of op die eerste dag van die week, soos wat ons die afgelope 2000 jaar in die kerk doen. Is dit die laaste dag van die week, van 6:00 die aand tot 6:00 die volgende aand, die Shabbat, of is dit die eerste dag van is dit die 7de dag, of die laaste dag, of die eerste dag van die week, wat ons hierdie dag van die Here moet vier? Wat is vir ons die regte ding om te doen? Want ons wil graag weet, as kinders van die Here, wanneer daai soort van druk op ons geplaas word, wat is die regte ding om te doen? Vier ons die Sabbat op die 7de dag, of vier ons die opstandingsdag op die eerste dag? Nou kom ons kyk net eers na die onderhouding van die Sabbat, vriende. Die onderhouding van die Sabbat vorm deel van die 10 gebooie. Dit is die 4de gebod, en dit is daarom 'n ernstige vraag. En daar is soveel inligting oor dit, dat ek onmoontlik nie alles in hierdie boodskap kan hanteer nie. Maar kom ons kyk in die tyd tot ons beskikking na hierdie tema, en kom ons begin by die vraag, waar kom die Sabbat vandaan? Ons vind die woord Sabbat vir die eerste keer in Exodus. Die volk van God is uit Egipte bevry, en God is besig om sy verbond wat hy met Abraham gemaak het, te bevestig met hulle. God daal neer op die berg Sinai, en gee die wet vir Moses op die 2 kliptafels. Die Sabbat en die onderhouding van die Sabbat is hierop die 4de gebod. Maar, soos met die res van die skrif wat 'n progressiewe openbaring is, sien ons in Exodus 31 'n bietjie meer detail rondom die Sabbat. Exodus 31 wys ons dat die Sabbat nie net 'n wet was wat die volk van God moes onderhou nie, maar dit was 'n verbond van God wat spesifiek met sy volk gesluit was. Die biologiese nageslag van Abraham, en net met hulle alleen. Kom ons lees Exodus 31 vanaf vers 12. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, spreek jy met die kinders van Israel en sê, julle moet sekerlik my Sabbatte onderhou, want dit is 'n teken tussen my en julle in julle geslagte, sodat die mense kan weet dat ek die Here is wat julle heilig. Onderhou dan die Sabbat, want dit moet vir julle heilig wees. Hy wat dit ontheilig, moet sekerlik gedood word, want elkeen wat daarop werk verrig, die siel moet uitgeroei word onder sy volksgenote uit. 6 dae lang kan werk verrig word, maar op die 7de dag moet dit 'n dag van volkome rus, heilig aan die Here wees, en elkeen wat op die Sabbatdag werk doen, moet sekerlik gedood word. En die kinders van Israel moet die Sabbat onderhou, deur die Sabbat te vier in hulle geslagte as 'n ewige verbond. Tussen my en die kinders van Israel is dit 'n ewige teken. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, maar op die 7de dag het hy gerus en hom verkoop. En hy het aan Moses, toe hy geëindig het, gespreek op die berg Sinai, en om die tafel van die getuienis gegee, tafels van klip, beskrywe met die vinger van God. Vriende, hierdie verbond was vir God so belangrik, dat diegene wat dit geminag het, gedood moes word. En baie mense in die moderne Weste neig terug na die Sabbatonderhouding, sekerlik omdat dit in die Ou Testament so 'n ernstige saak was. Maar ek vra steeds die vraag vanmôre, is dit reg vir ons in die Nuwe Testamentiese kerk om die Sabbat op die 7de dag te vier, soos wat God sy volk beveel het? Prof Malan skryf oor hierdie saak as volg, en ek lees wat hy vir ons skryf, en ek gaan aanhaal uit sy artikel. Jy kan dit vind op die webtuiste www.bibleguidance.com of .co.za, albei van hulle werk. Kyk net onder artikels, julle sal hom kry daarso, dit gaan oor die Sabbatsonderhouding. Hy skryf, daar is 'n groeiende beweging onder sekere Christene, selfs evangeliese gelowiges, om na die Ou Testamentiese wet terug te keer, insluitende die wet op Sabbatsonderhouding. Hierdie beweging laat baie vrae oor die sogenaamde universele toepaslikheid van die Sabbat ontstaan. Die basiese vraag is die volgende: hoe moet die Ou Testamentiese Sabbat, wat die 7de dag van die week gehou is,
en die Nuwe Testamentiese opstandingsdag van Christus, wat die eerste dag van die week is, van mekaar onderskei word. Baie mense is steeds nie van hierdie onderskeid seker nie, en onder die beïnvloeding van die 7de dag Adventiste, beweer hulle dat Sondag by mekaar kom of Sondag byeenkomste onbybels is en eers eeue later deur Konstantyn of die Rooms-Katolieke Kerk ingestel is. Wat is die werklike feite, vra hy dan? Hy sê daar is ook ander oorwegings vir die Sabbatsonderhouding. Paar jaar gelede het daar onder sekere groepe Christene 'n beweging, die Hebrew Roots Movement, ontstaan, wat sterk daarop ingestel is om op seremoniële terrein nouer bande met Israel aan te knoop. Hulle koester die ideaal om die Joodse wortels van die Christelike geloof in die volk Israel en hulle Ou Testamentiese wette en feesdae te soek. In die proses word gelykvormigheid aan Israel en hulle godsdienstige tradisies die hoofdoel van geestelike ontwikkeling, en nie meer in die eerste plek die gelykvormigheid aan die Here Jesus en sy leerstellings, soos wat ons dit in die Nuwe Testament sien nie. Die gevolg van hierdie nuwe oriëntasie is judaïstiese hervormings, waarin sommige van Israel se seremoniële wette onderhou word, insluitende die Sabbatsviering op die 7de dag. Dit strek van Vrydag aand tot Saterdag aand. Sommige van hierdie nie-Joodse Christene beskou hulle self later as Jode en begin dan ook om die Hebreëse name vir God en Christus te gebruik. En ek dink ons almal het al baie keer gehoor hoe dat mense in die Nuwe Testamentiese kerk en onder ons Nuwe Testamentiese Christene praat van Jehova en hulle praat van Yeshua. Hy skryf verder, hy sê die tragedie is dat hulle self onder die wet terugplaas. In hierdie artikel sal ons kyk of daar in die Bybel hoegenaamd 'n verpligting met betrekking tot die wet, insluitende die Sabbatswet, op Christene gelê kan word. Hy gaan dan voort en begin deur die betekenis van die Sabbat te verduidelik. Hy sê die volgende: Die Here het na sy skepingswerk op die 7de dag gerus en die dag geheilig. Op grond hiervan is Israel beveel om op die 7de dag te rus en geen beroepswerk te doen nie. In Levitikus 23, waar die godsdienstige feesdae van Israel ingestel word, word die Sabbat eerste genoem en word dit benewens die aspek van rus ook as 'n heilige vierdag gekwalifiseer. Met ander woorde, 'n dag van spesiale geestelike toewyding aan die Here, volgens Levitikus 23. Wat die offers aan betref, was dit 'n dag van dubbele toewyding aan die Here. In plaas van 1 lam, moes 2 lammers geoffer word met 'n ooreenstemmende vermeerdering in die mate van die fynmeel, volgens Numeri 28. Op die Sabbat moes die Here dus meer as op ander dae aanbid en gedien word. Dit was ook die dag waarop vars toonbrode in die tempel geplaas moet word, volgens Levitikus 24. En al die stamme was hierin verteenwoordig. Daar was ook 'n derde spesifieke Joodse rede vir die Sabbat, en dit was dat dit 'n teken was tussen God en Israel. Die onderhouding van die Sabbat moes die volk se aandag op hulle uittog uit Egipte vestig. Deuteronomium 5 vers 15. Hierdie teken moes hulle daaraan herinner dat die Here hulle verlos, geheilig en afgesonder het vir sy diens, Esegiel 20. Na die Babyloniese ballingskap het die viering van die Sabbat egter onder die Jode ontaard. En veral die Fariseërs, het verskeie nuwe bepalings bygevoeg oor wat nie op hierdie dag gedoen mag word nie. En oor hierdie leerstuk het ons Heiland dikwels met hulle in 'n botsing gekom, volgens Matteus 12 ook. Hy gaan dan voort, nadat hy die Sabbat verduidelik het, om die Nuwe Testamentiese opstandingsdag van ons Heiland te verduidelik. Hy sê die weeklikse dag van rus en geestelike toewyding sou in die Here Jesus 'n nuwer en dieper betekenis kry as sy opstandingsdag gevier word. 2 vrae moet egter hieroor beantwoord word. Waarom is die Nuwe Testamentiese dag van die Here die dag na die Ou Testamentiese Sabbat? En tweedens,
gee die Ou Testament enige aanduiding dat daar so 'n dag na die Sabbat sou wees, wat in die toekomstige bedeling van groot belang sou wees. Op hierdie twee vrae, skryf hy, is daar duidelike antwoorde in die bepaling van Israel se feeste in Levitikus 23. Eerstens, sê hy, is daar groot klem op sowel die dieper betekenis van die feeste, van die eerste vrugte, as 'n besonderse dag waarop dit gevier moes word. Levitikus 23 vers 10 tot 11. Skryf hy, spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle, as julle in die land kom wat ek aan julle gee en sy opbrengs oes, moet julle die eersteling gerf van julle oes na die priester bring. En hy moet die gerf voor die aangesig van die Here beweeg, sodat julle welgevallig kan wees. Die dag na die Sabbat moet die priester dit beweeg. In die lengte maand toe die Here Jesus gekruisig is die beweegoffer van die eersteling gerf op 'n Sondagmôre gebring, die dag toe ons Heiland uit die graf opgestaan het. Markus 16 vers 9 sê, en hy het opgestaan, vroeg op die eerste dag van die week. Die koringkorrel wat in die grond geval en gesterf het, die dood en begrafnis van ons Here Jesus, het op die Sondagoggend toe hy uit die graf opgestaan het, sy eerste vrugte opgelewer. Dit het die oesseisoen ingelei en die hele oes wat daarna ingesamel sou word, geheilig. Verder het ook die oorgang van die ou verbond na die nuwe verbond aangedui. Dit is waarom dit op 'n Sondag moes gebeur, die eerste dag van die week en ook simbolies die begin van die nuwe bedeling. Dit is waarom skryf hy die viering van die spesiale dag van rus en toewyding aan die Here in die nuwe genadebedeling van die 7de dag na die eerste dag van die week verander het. Vriende, daardie fees wat hulle gehad het van die eerstelinge van die oes was profeties 'n vertelling, 'n voorafskadu van ons Heiland wat sou opstaan en wat die eerste vrug van die nuwe bedeling en die nuwe verbond sou wees. Hy skryf dan op grond van die volbragte heilswerk van die Messias, kan ons elke liewe Sondag opstandingsdag vier, want ons het deur hom tot 'n nuwe verbond met God toegetree, waarin ons deelgenote in die opstandingslewe van ons Here Jesus is. Hy haal dan vir Paulus aan in 1 Korintiërs 15, as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode en hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het, vers 20. In die lig hiervan staan die groot betekenis van die opstandingsdag in die Nuwe Testament onteenseglik vas. Net so ook die duidelike uitspraak oor die dag waarop dit sou plaasvind, naamlik die dag na die Sabbat. Profeties is dit dus bepaal dat Jesus op die eerste dag van die week uit die dood sou opstaan en dat hy op die dag die volk vir God welgevallig sou maak. Benewens die dag van voorbereiding en die Sabbat, Vrydag en Saterdag, het Israel in Bybelse tye nie name vir die ander dae van die week gehad nie. Hulle het bloot verwys na die eerste of tweede dag van die week en ook so die daaropvolgende dae. Die dag na die Sabbat word daarom somtyds die 8ste dag genoem. 8 is die getal van nuwe dinge in die Bybel, omdat die 8ste dag ook die eerste dag van die nuwe week is. In 'n breër verband verwys dit na die eerste dag van 'n nuwe bedeling in die raadsplan van God. Hy gaan dan voort en hy verwys ook na die Pinksterfees. Die vervulling van die Pinksterfees, toe die kerk van die Here Jesus sy formele beslag gekry het, was ook vir 'n Sondag bestem, skryf hy. En dan haal hy Levitikus 23:15 tot 16 aan. Dan moet julle tel van die dag na die Sabbat, van die dag af as julle die beweeg of vergerf bring, 7 volle weke moet dit wees. Tot op die dag na die 7de Sabbat moet julle 50 dae tel en dan moet julle 'n nuwe spysoffer aan die Here bring. Die vervulling van hierdie Ou Testamentiese fees, skryf hy, ook op 'n Sondag, was die dag toe die Heilige Gees uitgestort is in Handelinge 2.
Die fees van die eerste vrugte is dus die eerste dag van die week, is Sondag. Deur die beweegoffer van die eerstelinggerf ingelei. En 50 dae later, weer op 'n Sondag, deur die Pinksterfees afgesluit. Die term Pinkster beteken letterlik, of Pinksterfees beteken letterlik, die fees van die 50ste dag. Ons weet verseker, skryf hy, dat ons Heiland op 'n Sondag uit die graf opgestaan het, en dat hy daardeur die eersteling geword het van die wat uit die dode opgestaan het. Matteus 28, Johannes 20. Daarna het 40 dae tot en met sy hemelvaart verloop. En nog 10 dae waarop die disippels gewag het op die uitstorting van die Heilige Gees. Op die 50ste dag, wat presies met die Oud-testamentiese Pinksterfees saamgeval het, is die Heilige Gees uitgestort. En op daardie Sondagoggend het die bedeling van die kerk begin. Kan u sien dat dit slegs deur God se beskikking is, dat die belangrike heilsgebeure tussen Christus se opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees op Sondag plaasgevind het? Die eerste 2 geleenthede, waartydens Christus sy disippels na sy opstanding as 'n groep ontmoet en tot hulle gespreek het, was ook op Sondag. Dit dui onteenseglik op die prominensie wat Sondagaanbidding in die nuwe dispensasie sou inneem, wat sopas begin het. Hy gaan dan voort en hy vra dat ons die volgende belangrike historiese en geestelike feite vir die betekenis van hierdie dag in ag moet neem. Hy sê die eerste dag is die opstandingsdag. Ons het nou net daarna gekyk en hy haal dan Johannes 20 vers 1 aan. En op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was by die graf, en sien dat die steen van die graf weggeneem is. Die eerste dag van die week, sê hy het ook die uitstorting van die Heilige Gees plaasgevind, soos ons nou net gelees het. En dan haal hy Handelinge 20 vers 7 aan, wat sê, en op die eerste dag van die week, toe die disippels vergader het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek, omdat hy die volgende dag sou vertrek, en hy het sy rede gerek tot middernag toe. Het was die eerste dag van die week, wat hulle by mekaar gekom het. Ons kan dus met sekerheid sê, dat alles wat in die Nuwe Testament gebeur, het op die opstandingsdag gebeur. Al die groot gebeurtenisse, die uitstorting van die Heilige Gees, die opstanding van ons Here Jesus, hulle by mekaarkomste, alles was op Sondag. In die derde plek sê hy, die eerste dag is 'n spesiale dag van toewyding. Hy skryf, daar is ook 'n ander aanduiding in die Ou Testament van 'n besonderse dag wat die Here tot die eer van sy naam sou maak. Dit staan in verband met die koms van die Messias, en hoewel hy deur sy eie volk verwerp sou word, sou hy die opstanding en lewe vir miljoene mense op aarde word. Die steen wat die bouers verwerp het 'n hoeksteen geword. Dit het van die Here gekom en dit is wonderbaar in ons oë. Petrus bevestig in Handelinge 4 vers 10 tot 11, dat Jesus Christus wat gekruisig is en uit die dode opgewek is, die steen is wat deur die Joodse leiers verag is, maar wat 'n hoeksteen in God se koninkryk geword het. En sy opstanding word elke Sondag as die dag van die Here gevier. Dit is die dag, skryf hy, waaroor ons as Christene moet juig en bly wees, want hy het opgestaan en hy leef. Hy haal dan 'n paar van die aartsvaders en die vroeëre skrywers van die kerk aan, net om te bewys dat dit nie die Rooms-Katolieke was wat in 300 en iets na Christus die Sondagaanbidding ingestel het nie, maar dat dit reeds van die begin van die kerk se ontstaan die gebruik was. Hy haal eerstens aan vir Ignatius, die biskop van Antiochië, wat in 110 na Christus geskryf het: diegene onder ons wat die nuwe hoop verkry het, onderhou nie meer die Sabbat nie, maar die dag van die Here, waarop ons in hom opgestaan het, sodat ons as disippels van Jesus Christus geken kan word. Justianus die martelaar, wat in 100 tot 165 na Christus geleef het en 'n disipel van Johannes was, hy het die volgende geskryf, hy sê, op Sondag het almal in die stede en op die platteland
op een plek saamgekom, waar die verslae van die apostels en die geskrifte van die profete gelees is. Sondag is die dag van ons algemene byeenkomste, omdat dit die eerste dag is waarop God uit die duisternis lig geskep en die aarde gemaak het. En Jesus Christus ons verlosser het op dieselfde dag uit die dode opgestaan. Irianus het omtrent 178 na Christus geskrywe dat die opstanding van die Here Jesus net op die dag van die Here, die eerste dag van die week, gevier kan word. Cyprianus, biskop van Kartage, wat in 200 tot 258 geleef het, het gesê dat die dag van die Here sowel die eerste as die 8ste dag is. Die 8ste dag is dan die eerste dag van die nuwe week. Petrus, 'n biskop van Alexandrië, het in omtrent 300 na Christus gesê, ons onderhou die dag van die Here as 'n dag van blydskap, omdat hy op hierdie dag opgestaan het. Die kerkvader Eusebius het in 315 na Christus gesê, kerke oral in die wêreld het van apostoliese tye af tot nou toe ons vastyd op die opstandingsdag van ons Here beëindig. Op bijeenkomste is oor 'n kerklike reël besluit dat die Here se opstanding net op die Sondag gevier moet word. Hierdie tradisie het reeds op die opstandingsdag van Jesus begin en word vandag nog eerbiedig. Dit het hoegenaamd nie later, eeue later eers op 'n bedenklike wyse ontstaan nie. Vriende, daar is 'n gevaarlike beweging wat werksaam is onder die wedergebore, bloedgewaste disippels van ons Heiland. Hierdie beweging verskuif die aandag weg van ons Heiland en die kruis, terug na die dinge van die Ou Testament. Terug na dinge wat net skaduwees en heenwysings en patrone en forme was van dit wat sou kom in die Nuwe Testament. En vriende, die sielevyand is so lustig in hierdie verband, dat as hy ons aandag net 1 grade weg kan kry van die kruis van Jesus af, dan sal ons oor 40 jaar van nou af baie, baie ver van die kruis van ons Heiland afwees. Paulus het nie verniet geskryf, ek het my voorgeneem om niks onder julle te weet nie, maar Christus en hom as gekruisigde. Dis waar die fokuspunt van die Nuwe Testamentiese bloedgewaste disipel lê, en moet lê, en altyd moet lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof. Prof Malan waarsku dus verder, waak in hierdie laaste dae, teen wat hy noem die judaïsering van die gelowiges. En dan beskryf hy daardie groot vergadering wat in Handelinge 15 plaasgevind het in Jerusalem, toe sommige van die mense van die Joodse volk, van die Christene wat nog steeds Jode was, wou gehaat het dat die heidene wat by Jesus uitgekom het, wie se sonde weggewas is deur die bloed van die lam, dat hulle steeds die Ou Testamentiese wette moes hou, dat hulle die Sabbat moes vier, dat hulle besny moes word, ensovoorts, ensovoorts. Hulle het probeer om van hierdie nuwe bloedgewaste heidense mense wat by Jesus uitgekom het en disippels van Jesus geword het, probeer om weer van hulle Jode te maak wat onder die Joodse wette is. En ons weet wat het op daardie vergadering gebeur, ek gaan nie alles lees nie. Hulle het besluit, as 1 of 2 goed wat die heidene moet nakom, 1, 2 of 3 goed, die res het niks met die Nuwe Testamentiese Christen te doen nie. Hy sê die Here Jesus verwag van ons om getrou aan hom te bly, deur die Gees te wandel en hom nie te bedroef nie, en om geestelik na 'n volwasse man of vrou in Christus op te groei. Nie in Joodse tradisies en Joodse gebruike en Joodse feeste wat lankal in Christus vervul is en wat net skaduwees en heenwysers was na die kruis en die opstanding van ons Heiland nie. In die Nuwe Testament is ons fokus Jesus en hom as gekruisigde.
En die doel van die disipel is om soos Jesus te word. Nie soos die Jode nie. Nie soos die Ou Testament nie. Hy skryf dan in die 5de plek oor skaduwee in werklikheid. En ek gaan nie alles lees wat hy hier geskryf het nie, maar ons weet hoe werk dit in die Ou Testament, is daar soveel skaduwees en dinge wat heenwys na Jesus, en voorbeelde van wat nog sou kom, wat vervulling gevind het aan die kruis van Golgotha. Ons gaan nie meer met daai goed om, soos wat die Jode in die Ou Testament met dit omgegaan het nie. Ons kyk daarna en ons waardeer die Ou Testament en ons kyk na hierdie skaduwees en hierdie beelde, want dit wys vir ons na die kruis, waar ons fokus in die Nuwe Testament is. Hy waarsku dus dat daar 'n eindtydse kompromie besig is om plaas te vind. Ek lees dit. Hy sê die gees van judaïsering het na Israel se herstel as 'n moderne staat weer begin opleef. Die internasionale Christen ambassade in Jerusalem het 'n musikale opvoering, The Covenant, in Hebreëus en Engels bekend gestel. Hy skryf, een van hierdie aksies van 'n Jood wat diep hierdeur geraak is, was, hierdie Jood het die volgende gesê: as Christene dan so baie van die Joodse tradisies weet, behoort hulle te begin om die Sabbat met groter eerbied te vier. Waarop hy skryf in sy artikel, dit sou jammer wees indien net die Jodese ortodokse sentimente deur hierdie opvoering versterk is, want dan beteken dit dat die boodskap van die Here Jesus as die Messias van Israel en die nasies verswyg is. Indien ons nie daarin slaag, sê hy, om die Jode oor te haal, om saam met ons die Messias te dien en sy opstanding uit die dode te vier nie, het ons geestelik niks bereik nie. Om saam met die Jode aan feesdae deel te neem waarop die Messias nie uitdruklik erken, geëer en gedien word nie, kom op 'n kompromie en selfs 'n openlike verloning van die Messias neer. Ons sal bereid moet wees, skryf hy, om buitekant die laar van Judaïsme te gaan en die smaad van die Here Jesus te dra, indien ons iets vir hom en vir sy koninkryk wil beteken en ook vir die redding van Jode. Ek kan nie verstaan waarom die Nuwe Testamentiese bloedgewaste kind van die Here, wat die waarheid van God se woord het, en die kruis se volle omvang en die opstanding se volle krag verstaan, sou wou teruggaan na skaduwees en die dinge van die Ou Testament wat heenwys hiernatoe nie. Waarom sou ons wou terugbeweeg? Oor Sondagviering skryf hy die volgende. Ons wat in die Nuwe Testament Sondag vier, hy skryf die volgende. Die Sondagviering word deur geen wette afgedwing of gekompliseer nie. Dit is slegs tot alle mense se voordeel dat dit eerbiedig word. En hierdie dag kan so van die ander dae van die week onderskei word. Hy sê dit is die opstandingsdag van ons Here Jesus en dit is 'n rusdag in die Nuwe Testament. Dit is 'n dag van blydskap in die Here. Dit is 'n dag van besonderse eerbetoon aan God. En dit is 'n dag om deel te neem en te gee vir die verspreiding en verkondiging van die evangelie. Dit is ook 'n dag om voorbereiding te doen geestelik vir die week wat voorlê. En dit is 'n dag om goed te doen aan ander en in hulle behoeftes te voorsien. Dit is dus 'n dag van geestelike verkoking. Die idee, skryf hy verder, is nie om oor uiterlike reëls hare te kloof nie, maar om die algemene gees en karakter van hierdie dag tot sy reg te laat kom en in jou lewe te verwesenlik. Die dag van die Here is juis tot jou beskikking gestel, sodat jy die voordele daarvan kan geniet. Dit geld vir alle mense, omdat almal 'n rusdag nodig het, waarop hulle van hulle sekulêre werk kan rus. Hy haal dan Markus 2 vers 27 tot 28 aan, waar ons Here Jesus sê, die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens
vir die Sabbat nie. Daarom is die Seun van die mens ook Here van die Sabbat. Hy skryf in hom gaan ons die ewige rus van die Here in. Die geestelike rus en die verdieping wat ons so nodig het, asook die verering van die Here, is die hoofdoel van die Sondag. Hierdie rus het eers 'n werklikheid geword, nadat die Messias op 'n Sondag uit die dood opgestaan en die Heilige Gees 7 weke later op die Sondag uitgestort is. Dit is opvallend dat daar in ons tyd wat op alle lewensterreine deur 'n roekelose gees van afvalligheid gekenmerk word, 'n groter wordende stroom van kritiek teen die onderhouding van Sondag as 'n Christelike rusdag en dag van spesiale toewyding aan die Here is. Baie van hierdie kritici kom uit sogenaamde Christelike kerke en hulle vat nou hande met die wêreldlinge om van Sondag 'n veeleisende sportdag, 'n dag vir wêreldse vermaak en 'n dag vir werk en inkopies te maak. En dan vra hy, wat gaan sonder 'n dag van rus en toewyding van die mens word? Hy sê moenie die eindtydse gees van permissiwiteit en prooival en op grond daarvan die Christelike Sondag verwerp of minag nie. Moet ook nie aan die ander kant 'n rigiede stel reëls vir jouself oplê waardeur die vreugde van hierdie Godgegewe rusdag en Christusfees onder 'n donker wolk van moets en moenies verberg word nie. Bring die dag van die Here tot eer van die Here deur en word geestelik verryk en versterk vir die stryd wat voorlê. Rus uit vir die week se werksaamhede en herwin jou liggaamskragte, want moe en uitgeputte mense wat onuitgerus is nie produktief nie en kan ook nie krisisse en spanninge goed hanteer nie. Moenie skuldig voel oor noodsaaklike werk wat op hierdie dag gedoen moet word nie en moet ook nie nalat om op 'n Sondag goed te doen aan ander wanneer dit binne in jou vermoë is nie. Bo alles moet die Here se naam groot gemaak en jou verhouding met hom deur 'n dubbele maat van toewyding versterk word op 'n Sondag. Deur dit te doen, sal jy verseker dat jy nie in jou denke en in jou optrede gesekulariseer word deur al jou aandag en jou energie net aan jou werk en die dinge van die wêreld te wy nie, want dit sal die geestelike balans van jou lewe heeltemal omverwerp. Vriende, ek is besig om klaar te maak. Ons kan baie lank gesels oor die Sabbat en die Sondag. Maar laat ek hierdie ten slotte sê, en ek dink Prof Malan het vir ons die punt baie mooi bewys, dat die opstandingsdag in die Nuwe Testament, die eerste dag van die week, is die dag wat vir ons in die Nuwe Testament die belangrike dag is. Die fokus op ons heilandse opstanding, die fokus op die uitstorting van die Heilige Gees, die bymekaar kom op die eerste dag, deel van die nuwe bedeling, die nuwe verbond. Ons is nie meer deel van die ou verbond wat God met sy volk gehad het nie. So laat ek dus in afsluiting die volgende sê. Reg van die begin af, en ek het dit nou gesê, ek herhaal dit weer. Reg van die begin af, probeer die sielevyand ons aandag wegtrek van die kruis, wegtrek van die opstanding, wegtrek van die uitstorting na iets anders. Ons sien dit in Handelinge 15, wanneer die Jode, die nuwe gelowiges, die nuwe kinders van die Here probeer terugtrek na die Joodse tradisies toe. Ons sien dit in die Romeinse Katolicisme, waar die aandag verskuif van Christus na Maria. Ons sien dit in die historiese Jesus wat vandag aangehang word in die meer liberalistiese en akademiese kringe. Ons sien dit in al die valse Jesusse van die eindtyd. En ons sien dit ook in die hedendaagse poging tot judaïsering van God se bloedgewastes. Om ons weer onder die juk van die wet in te bring. Van ons moet 'n Sabbat hê, van Vrydag aand tot Saterdag aand. Fokus word verskuif. Al is dit net 'n paar grade weg. Al klink dit hoe goed, al klink dit hoe geestelik, wanneer jy hierdie Hebreëse name en terme gebruik, die fokus het verskuif van Christus en hom as gekruisigde en opgestane heiland,
Dis ons enigste fokus. Al is dit net 'n paar grade af, is dit af. Die Sabbat en die feeste was alles net heerlike heenwysings na hom. En in hom het ons klaar die Sabbatsrus ingegaan. Dis vervul in hom. Al hierdie wette en feeste is vervul en het verval. Hy is nou ons Sabbatsrus. En hy bly en leef vir ewig en bly ons fokus. Ek sluit af met Hebreërs 12 vers 1 tot 3. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê, die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het, want julle moet ag gee op hom, wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Julle moet ag gee op hom. Julle moet julle fokus op hom hou, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Kom ons bid saam. Here, in hierdie dae wat die siele vyand enigiets in sy vermoë doen om ons fokus net 'n halwe graad, dalk 'n kwart graad, weg te skuif van die kruis af. Terug na die Ou Testamentiese dinge, wat reeds in U vervul is. Bid ek dat U vir ons sal help. In hierdie dae, wanneer mense die fokus wil wegvat van U as gebore uit die maagd Maria, en wat gesterf het aan die kruis en opgestaan het, na die historiese Jesus, na al die valse messiasse wat in ons wêreld vandag hulle self voorhou as verlossers. Al die ander fokuspunte wat die sielevyand aan kerke en disippels van Jesus voorhou, bid ek dat U vir ons sal help. O Here, help ons. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van ons geloof, want julle moet ag gee op hom. Julle moet ag gee op hom, sodat julle nie in julle siele vermoeid word en verslap nie. Sal U ons help, Here. Dankie dat U opgestaan het op die eerste dag van die week. Dankie dat U U Heilige Gees uitgestort het op die eerste dag van die week. Ons wil U loof en prys en dank op die eerste dag van die week. Seën ons. Ons vra dit in Jesus se naam.